OK, die derde element van herlewing is bekering. Dis bekering. Jona 3 vers 8 sê die mens en dier, sê die koning, moet rouklere aan hê. En die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer. Nou Kenneth het laasweek mooi verduidelik wat is die wrede goed wat hulle aangevang het. Maar ek het nou reeds genoem, dit moes wonderlik wees, nê? Nee? Dit moes wonderlik wees om te sien hoe hierdie mense in die straat tot bekering kom. En net daar besluit, ek gaan niks eet of drink totdat die Here daai straf nie herroep nie. Ek gaan niks eet of drink. Ek gaan nou in sak en as bekeer. Dit moes so wonderlik is. Selfs die koning bekeer. Julle, dis nie net die koning besluit toe, nee, selfs die beeste en skape. Hulle gaan ook bekeer daai dag. Hulle mag ook niks eet en drink nie en hulle moet ook rouklere aantrek. Ek probeer net dink hoe sou dit gelyk het. Maar ek moet sê daai beeste is uit proporsie uit groot. Hier is die ding. Die Here wil vandag nog werk doen. Hierdie stories, Jona is nie opgeteken vir ons as geskiedkundige ding om te sê, o, daar's Jona, dis 'n mooi storie, kom ons vertel vir ons kinders om hulle in slaap te kry, dat ons hulle daarmee die Bybel in die slaap maak nie. Hoor, ons moenie dit doen nie, okay? Dis verkeerd. Jona is eintlik opgeteken om ons vandag as kerk toe te rus om te wys wat kan die Here doen? Wat kan die Here deur jou doen wanneer ek gehoorsaam is? Want wat kan die Here deur ons as gemeente doen wanneer ons sê, hoorie, ek kan nie passief wees nie. Een van ons gemeentelede het so 'n kantoor. Wat as jy so in sy kantoor staan en kyk jy so oor Tafelberg uit. Hierdie prentjie het my so laat dink aan die idee dat die Here red vandag nog slawe en konings. Partykeer moet ek net my eie onvermoë vir die Here gee en dit nie as 'n verskoning gebruik hoekom ek nie iets doen nie. As jy dit kan, die Engelse woord is embrace, dat dit is nie jy wat die mense moet red nie. Dis nie ek nie, ons moet net getrou wees. Dan kan die Heilige Gees die werk doen. Ek moet glo in die krag van die woord. Ek moet glo dat daar krag is in die verkondiging van Jesus. En dat ek 'n invloed kan hê. Almal gaan nie op 'n kansel staan nie, ek het dit. Almal gaan nie sendingwerk doen nie, ek het dit. Almal gaan nie Japan toe gaan en Japan leer praat. En die evangelie, ek het dit. Maar luister, ek kan nie staan en kyk hoe 'n familielid wat verlore is verder verlore gaan nie. En niks doen nie. Stem julle saam? So, daar's krag in bekering en dalk sit ek vanoggend hier, ons het begin daarmee. Dalk sit jy vanoggend hierso en jy luister na hierdie en jy sê, maar ek is besig om 'n kultuur van Christendom te leef, maar ek het nie self 'n verhouding met Jesus nie. Want ek het voorreg vanoggend om jou op te roep om te sê, bekeer jou tot die Here Jesus. Neem hom aan, gryp hom aan.